Hallo vriende, is lekker om 'n opvolg video te maak met Chris. Vragmotorbestuurders op die paaie. Jy en ek wat Durban toe ry met vakansie of waar jy ook Kaap toe. Ons weet van daai lang rye en rye, swaar gelaaide, stadig bewegende en die ouens is geïrriteerd en almal is haastig en my vrou sê baie, wat soek al die vragmotors op die pad? Dan sê ek vir haar, jy wil by Spar en by Checkers kos hê, en hulle bring kos. Adrian, wil jy vir ons 'n bietjie meer vertel van die bediening en dan in die besonder? Hoe kan die ouens op die grond, die ouens naby hierdie groot oorslaapplekke, hoe kan 'n gemeente, hoe kan 'n besigheid tog 'n verskil maak? Mense dink altyd 'n sendeling moet 'n groot voltydse bediening wees, maar dit kan ook wees dat dit iemand plaaslik is wat net op 'n deeltydse basis het jy soek netwerke van sulke mense. Vertel vir ons bietjie jou behoefte en wat julle verwagtinge is. Baie dankie Chris vir nog 'n geleentheid. Dankie ook vir die kykers se belangstelling. Ja, ek verwys maar net weer na die vorige video's. Die Here het ons geroep op 'n voltydse basis om die transportindustrie in Suid-Afrika te bedien via 'n netwerk wat op strategiese punte regdeur Suid-Afrika trokdrywers of vragmotorbestuurders met die goeie nuus van Jesus Christus kan bedien. Ek het na 'n lang pad wat ons loop met hierdie bediening al die afgelope 6 jaar, het ons geïdentifiseer dat daar so ongeveer 30 strategiese punte in Suid-Afrika is waar daar bottelnekke is van vragmotors wat daar by mekaar kom en waar die geleentheid hom wonderlik voordoen vir die bediening van die evangelie. Nou die eerste ding wat mense vra is hoe moet ek opgelei wees? Wat moet ek doen? Handelinge 1 vers 8 sê ons sal krag ontvang en die Heilige Gees sal oor ons kom en ons sal Jesus se getuies wees. Dis wat Jesus vir ons leer. En daarom is blote belangstelling. As hier 'n vragmotor hier langs die pad staan en ek stop by hom, baie keer stop ons nie of ons het allerhande gedagtes rondom die vragmotorbestuurders, maar as ek daar stop en ek vir hom sou vra, vir hom myself voorstel en 'n vriendelike gesig wys en 'n belangstelling toon ook in sy bestaan, sy familie, waar hy vandaan kom, hoe lank hy op die pad is, watter company of maatskappy hy verteenwoordig, wanneer laas hy by die huis was. Is dit ongelooflik hoe hy die mense oopmaak, want hulle het 'n behoefte. Hy is van 'n week tot 3 maande op die pad, waar niemand moeite doen om by hom uit te kom nie. So, bloot net liefde omgee, belangstelling, en dan miskien 'n woord wat die Here vir jou gee, 'n skrifgedeelte wat jy kan deel, skrifgie sê maar soos Psalm 50 vers 15, wat sê, in my uur van desperaatheid is die Here daar, hy sê, sal my uitred, as ek 'n krisis sou hê. So dis die eenvoudige, hoe om dit te doen. En as jy vir hom iets wil gee, kan jy vir hom iets gee, sê maar 'n koelrank, of 'n Bybel, of 'n geestelike traktaatjie, en dat jy net saam met hom 'n gebed doen. Eenvoudige goed. Ek het hoeveel keer dit al ervaar, waar trokdrywers na 'n jaar, wat ek hom laas gesien het, al van hom gehoor het, my weer skielik uit die bloute uit kontak, en vir my sê, hy het nog steeds sy Bybel, hy het nog steeds, hou hy vas aan die woord van God, al het ons nie met mekaar gepraat nie. So ek wil julle regtig uitnooi. Dit is, as jy wil weet waar is strategiese punte in Suid-Afrika, ek kan vir jou 'n hele lys gee, jy kan vir my sê watter dorp jy is, en ek kan vir jou help. Ek is bereid om te ry waar jy ook al is, laat ons kom help, sê maar vir 'n week se uitreik, laat ons net vir jou die basiese kan wys.
Ek kan vir jou inligting stuur per e-pos of per WhatsApp, sodat jy kan sien wat die implikasie is van die trokdrywers. Die nood is regtig baie groot. Ek meen, as ons dink aan al die pogings tot moord wat plaasvind op vragmotorbestuurders, waar xenofobiese aanvalle, rowe, gewapende rowe, ek kan vir julle klomp getuienisse vertel, van situasies waar vragmotorbestuurders met klippe gegooi is. Daar's 'n vragmotorbestuurder van TimeLink in Kaapstad, Christopher, ek het nou sy van vergeet, net aan die kant Woester, het hulle van 'n brug af, 'n rots, wat seker so groot soos 'n kan ek maar sê, 'n prikpot is, van 'n rots afgegooi het. En hulle het hom presies die regte tyd, regte oomblik gegooi, laat hy reg voor die bestuurder se skerm, sal ek maar sê, deur die venster gekom het. Christopher is opslag dood, as gevolg van die rots wat hulle afgekom het. Hulle het boor sy liggaam geklim, om sy goed te steel. Dis die goed waarmee hulle te doen het. Daaglikse seksuele wanpraktyke, prostitusie, HIV vigs, al hierdie goed. Ek meen, as 'n man vir 3 maande op die pad is, kom ek gee julle 'n idee wat julle dalk nie besef nie. Die persone of die trokdrywers wat yskaste, met ander woorde die koeltrokke ry, hulle slaap gewoonlik elke aand by die huis. Meeste van hulle, 2 aande, maar hy's by die huis. Maar die ouens met die plat bakke, sal ek maar sê, en met die seile langs die kant, daai ouens ry letterlik hier vanaf Kaapstad toe, dan wag hy daar vir 'n vrag, dan gaan hy sê maar Oos-London toe, dan kan hy Windhoek toe gaan, en hy ry waar die vragte is. So hy weet nie wanneer hy by die huis kom nie. Ek het by hoeveel trokdrywers gekom, dan vra ek vir hulle, wanneer laas was jy by die huis? Dan sê hy vir my 3 weke, 4 weke. Nou ek probeer dit altyd in 'n ligte lyn stel, en vra ek, nou onthou jou kinders jou nog, en jou vrou? Dan wys hulle vir my op WhatsApp, het hulle foto's, hulle praat elke aand met hulle. Dis nie 'n grap nie, dis 'n groot uitdaging. As ons kyk wat op die paaie gebeur, met die onluste, mense wat sommer in die pad inloop met vuurwapens, trokdrywers wil aanhou, hulle bande roof, hulle wiele roof, en dan moet hulle daai bande en wiele vervang. So die nood is verskriklik groot. Onthou, as iemand nie uitreik, fisies uitreik, om die liefde van die Here aan hierdie ouens bloot te stel nie, watter bemoediging is daar vir hom? As ek en jy siek is, dan kan die dominee ons kom besoek. Dis nie so met hierdie mense nie. So ons doelwit is, deel van ons netwerking is, gaan juis daaroor. As 'n trokdrywer soos wat in werklikheid gebeur het, op Harry Smith, gehijack word, as ek dit nou so kan stel, en hulle 'n persoon se trok daar steel, kan ek op Harry Smith iemand stuur om daai trokdrywer te gaan bemoedig, terwyl die maatskappy reël om hierdie persoon terug te bring na sy basis toe, wat op daai stadium in Kaapstad was. Ek en Marina het met ons geleentheid dat ons deur die land gereis het ons by die familie aangegaan, waar hulle in Klapmuts, aan die kant Stellenbosch gebly het, en kon ons hulle daar gaan bemoedig het. My vrou is nou nog op 'n WhatsApp groep met Julius se vrou, wat geroof was in Harry Smith, in die Vrystaat. So, dis die ideaal, as ons so kon hande vat, waar jy ook al is, of dit Wolmaranstad is, of dit Port Elizabeth is, of waar ook al, kan ons regtig hierdie ding maak werk. Baie dankie, Chris. Ja, terwyl jy nou so praat, jy weet, ons is mos nou in Suid-Afrika, 'n nuwe regering, ons het nuwe minister, ons het in die ekonomie is daar nou nuwe inisiatiewe en drome, maar ek het sommer net besef hoe geweldig belangrik is hierdie vragmotors wat hierdie kommunikasie, wat hierdie vervoer van nuwe inisiatiewe moet doen. Anders gaan die ekonomie net nie werk nie, anders gaan die vrede nie in die land gebeur nie.
Ek wil sommer vir, miskien as jy 'n kyker wat ook 'n besigheid het of wat ook in die vermoë is om 'n bietjie invloed te gee. Die Here het jou dalk geroep, ook in die politiek, miskien net 'n deur oop te maak vir Adrian om dalk ook 'n woord ergens in te kry. Ons gaan jou inligting weer, jou e-pos en jou WhatsApp weer gee. Mense, asseblief maak kontak met hierdie besondere bediening en ja, en as julle ook finansiëel kan ondersteun, doen dit. Miskien is daar 'n personeellid in jou besigheid wat maar net 'n miskien 'n dame wat nog maar net die tikster is, maar sy is 'n voorbidder. Gee vir haar die opdrag om gereeld te kommunikeer en gereeld hierdie nuusbriewe van Adrian hulle ook aan die personeel te deel. Sulke geleenthede. Adrian, baie dankie. Mag die Here vir jou besonder nog nuwe deure oopmaak, mense gee om in jou netwerk saam te werk. Mag die Here Jesus verheerlik word in die Suid-Afrikaanse vervoer en die Suid-Afrikaanse trakkersministrie. Baie dankie. Gegroet. Dankie, Chris.